Dankie dat jy deel van Focus Deo is en vanmôre is en na God se woord luister. Wil jy jou Bybel oopmaak daar by Lukas 6, jou Bybel aansit of oopmaak of iets sê Markus 6, Markus. En ons gaan 'n paar plekke lees. Jy kan ook Spreuke reg hê en so aan, maar die woord van die Here. En ek wil die laaste 2 weke in die 10 dienste lees ek of ek het iets gekyk en die ou praat oor smaak. En dit het my hart net geraak. En ek wil vanmôre met jou praat oor 'n baie ernstige ding. Nou jou smaak is belangrik, stem jy saam? Julle onthou in COVID het die ouens se smaak weggegaan. Dit was een van die tekens dat jy COVID het. Kan julle so iets onthou? Ek weet nie of dit die waarheid was nie. Ek het nie COVID gehad nie, so ek weet nie, maar smaak is 'n belangrike ding wat in jou lewe moet hê. Smaak maak dat jy eet, want jy eet dit wat lekker is. Is dit so? Wie eet daai cool stuff goedjies? Jy weet, ek moet dit eet as ek bitter honger is, jy weet, maar daar is goed wat jy net nie eet nie. Sweets is lekker. Wie van julle hou van sweets? Sweets is lekker, chocolate is lekker. Is nie goed altyd, maar is lekker. Ek hoor die laaste tyd sê hulle dis ook veel goed. Maar smaak beïnvloed ons. Maar kan ek vir jou sê, kom ek sê eers dit. Ons sal baie keer sê, weet wat is my lekker om die lewe om te gaan kamp. Dis my smaak. Die ou se smaak is om wildtuin toe te gaan. Die kleur wat jy aan het, sê eintlik iets van jou smaak. Is dit nie so nie? Die skilderye of hoe jou huis lyk, is die smaak. Nou, ek het 'n smaak vir 'n Prado. Jy weet, ek sal altyd 'n smaak vir 'n Prado hê. Jy weet, so ietsie. Jy nou nie altyd kan hê nie. Maar weet jy wat is baie lekker, en nou moet jy vir my sê of ek reg verkeerd is in jou lewe. Weet wat is baie lekker in jou lewe? Wanneer jou kinders vir jou luister. Al die ouers, as dit lekker is, steek op jou hand. Is dit lekker? Dit is vrek lekker. Lewendig lekker. En maak nie saak hoe oud jou kinders is nie. Inteendeel, as hulle groter word en jy kan 'n invloed in hulle hê en hulle luister vir jou, is dit baie lekker. Stem jy saam? OK. Manne, is dit lekker as jou vrou vir jou luister? Kan ons 'n ander klap kry? Yes, dankie, dis lekker. Dis lekker. Kan ek vra vir die vrouens, is dit lekker as jou man vir jou luister? Yes, hy bietjie meer luister, nê? Yes, dis lekker. Want ons hou daarvan, maar kan ek vir jou sê, dis vir God ook lekker as ons vir hom luister. Nou, vat jou Bybel, hoor wat sê hierdie skrif. Of die Bybel te vat, en ons gaan nou Bybel lees. Hoor wat sê Johannes 6:63. En hier is geweldig belangrik. Want die Bybel, Jesus kom en hy sê iets van die woord. Nou hy praat iets en die disippels ontsteld en hy sê, wat van as julle my opvaar hemel toe, dan gaan julle eers ontsteld wees. Hy sê, dis die gees wat lewend maak, die liggaam baat jou niks. Liggaam, die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. Iemand se selfoon praat met my. Yes, great. Dis die gees wat lewend maak, die liggaam baat niks. Want dink 'n oomblik dan, jou liggaam is eintlik besig om agteruit te gaan. Hy sê die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. So Jesus sê die woorde wat ek praat, is gees en lewe. Hoor hoe mooi kom die boodskap, dan sê die boodskap hierso. Hy sê dit moet so wees. Wanneer ek teruggaan, kom gee die gees, want onthou die Heilige Gees is uitgestort, vir mense ewige lewe. 'n Mens kan dit tog nie doen nie. Jy kan nie ewige lewe, jy kan sê oor ek as jy sterf, jy was nog nie in die hemel nie, jy kan nie dit vir jou doen nie. Dis egter 'n uitsondering. Die Gees werk nou reeds deur my woorde en daarom kan julle die ewige lewe kry as julle luister na wat ek vir julle sê. So hy sê, die Gees kom en gee lewe, dan wonder jy hoe. Die Gees werk nou deur my woorde. So jy moet verstaan, die Bybel lees, is nie net, nou lees ek net Bybel nie. Die Gees, as jy Bybel begin lees, die Gees bring lewe. En nou is dit baie belangrik, hy sê as, almal sê bietjie as. As, is verbrande hout. As, sê vir jou langs jou, as. Jy kry ewige lewe, as julle luister na wat ek vir julle sê. So die Gees gee lewe, die Here sê, dis die beginsel. Dis die geestelike wet, die Gees gee lewe. Die woorde wat ek vir julle spreek, die Gees bring lewe. As julle na my luister.
Nou moet jy onthou, wat is ewige lewe? As die Bybel kom en hy sê dat jy ewige lewe kan kry, dan moet jy onthou, daar is 'n ewige dood ook. Nou, ewige lewe is 'n lewe saam met God. Maar ewige lewe begin nie eendag nie, dit begin nou. Ek kan nou ewige lewe beleef. Mense sal vir my sê, Johan, ek het hel op aarde. Jy is heeltemal reg. Jy het hel op aarde. Ek kan vaar dit 100%. Jy kan ook hemel op aarde hê. Want as jy nie vir die Here luister nie, wat gaan jy hê? Jy gaan hel hê. Jy gaan ewige dood hê. So die dood is daar, maar jy kan lewe hê as jy luister vir die Here. Nou kan ek vir al die pa's en ma's vra, as jy vir jou kind iets sê. Nou ek dink daar is slegte ouers, maar kom ons praat van julle is goeie ouers. Dit wat jy vir jou kind sê, is dit 'n goeie ding vir jou kind of 'n slegte ding? As jy jou kind sê, Landry, gaan leer. Is dit sleg of goed? Dit is goed. Landry, jy moet 12 uur in die huis wees. Dis 'n goeie ding. Dit is 'n goeie ding. Sy ma sê, is 'n goeie ding. Dink 'n oomblik daaraan, alles wat jy vir jou kind sê, is eintlik 'n goeie ding. Stem jy saam? As ek vir my kind sê, luister, moenie dwelms gebruik nie, is dit 'n goeie ding. Dis 'n baie goeie ding. Dis bly weg van hierdie vriende af. Dis 'n goeie ding. So wat ek ook al praat, jy praat en sê goed sodat sy lewe kan hê. Hy lewe kan hê. Jy moet verstaan, God praat met ons dat ons lewe kan hê. Nou kom ek die ander skrif, Johannes 6, ken julle goed. Jesus het daarop geantwoord, ek verseker julle, dis nie Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie. Toe nou praat hy met die Jode. En toe hulle in die woestyn was, het manna gekom. Dis nie Moses wat aan julle brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader het brood gegee. En dis hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Hy praat van homself, Jesus, die ware brood. Die brood wat van God is hy wat uit die hemel kom en aan die mensheid lewe gee. So Jesus wat kom en sê, ek is die woord. En jy moet onthou, ons kan nie sê liefde is God nie, want dan maak ons liefde groot. So God is liefde. Maar met die woord kan ek sê, die woord is God, want dis wat die woord sê. Hy sê die woord is God, so die woord bring lewe. Dis die ewige brood wat God gee, wat lewe gee, kom uit die hemel uit gee lewe. En hy toe vir hulle het toe gesê, meneer, asseblief gee ons van hierdie brood, want dan hoef ons nooit weer honger te hê nie. Dan hoef ek nie te werk, ek hoef niks te doen, ek gaan net kos hê. Maar dan sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie, en wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. Onthou die vrou met die put, toe hy in Samaritaanse vrou, toe sê hy, as jy van hierdie water drink, gaan jy nooit weer dors het nie. En as jy nou wonder, maar hoe kan ek van die Here, van sy water drink, dan moet jy vertrou op die Here. As jy op God vertrou, dan drink jy water, dan gaan jy nie dors hê nie, dan gaan God jou help. Maar hoor wat sê Jesus, hy sê die brood van die lewe, ek sê brood van die lewe, as jy na my toe kom, dan gaan jy nooit weer honger kry nie. So, dink 'n oomblik, God kom en hy sê, Jesus kom en hy sê, die Gees kom deur die woord. As jy Gees van God in jou wil hê, is deur die woord. Die woord bring lewe, die Gees bring lewe. Hoe kry jy Gees in jou? Deur die woord. Dan sê hy, ek is die brood van die lewe. Wat doen brood? Brood voed jou. Brood maak dat jy groot word. Brood maak dat jy kan groei. Maar die brood van die lewe is daar. God kom en sê, ek wil jy moet lewe hê. As jy niks eet nie, wat gaan met jou gebeur? Nou, ek kan sien, julle eet. Ek kan dit sien. Maar as jy niks eet nie, dan gaan dit nie met jou goed gaan nie. Nou die skrif wat my vasgestaan het, die week was Hebreërs 6. Nou eintlik is dit in 'n negatiewe konteks, want Hebreërs sê dat jy verlore kan gaan. En jy moet nie dink, omdat ek een keer die Here aangeneem het, kan ek gered word nie. Want hoor wat sê hy? Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, hemelse gawe gesmaak het. Ek het geproe, bekering. En die Heilige Gees deelagtig geword. Ek het gawes, talente, ek het beleef. Hy sê, en die goeie woord van God gesmaak het. En die kragte van die toekomstige wêreld, en as jy dan afvallig raak, sê nooit weer tot bekering kan kom nie. En daai afvallig kan nou sê, ou wat sê ek erken nie dat God leef nie, die Heilige Gees is nie van die Here af nie, en jy vat die woord van die Here, maak dit nie. Sê dit werk nie. Maar die klem lê op, hy sê die goeie woord van God gesmaak het. En vra ek vir die Here,
Here, hoe smaak 'n mens nou die woord? Hoe smaak 'n mens die woord? Want ek moet nou lees, ek eet tog nou nie die woord nie, hoe smaak ek dit? Hier wat baie belangrik is, die lekkerste ding in die lewe is, as jy hoor God het met jou gepraat, jy doen wat die Here sê, en jy sien jy sing kom. Kan ek nou vir jou sê, as jy dit nog nie beleef het nie, weet jy nie wat lekker is nie. Dis die lekkerste lekker in die lewe. Daar's niks tydelik op hierdie aarde wat so lekker soos dit is. As ek weet God het met my gepraat, ek doen wat die Here sê en ek sien ek is in die kop. Nou, kom ek verduidelik, sê ek het nou sweets hierso en ek sê vir julle, die kerk het nuwe sweets. Julle moet hierdie sweets traai. Kyk, Landrey steek klaar sy hand. Hy is 'n goeie kind. Nee. Ja. Die Bybel sê jy moet soos 'n kind word om die koninkryk van God in te gaan. So, wat moet 'n kind doen? Ek wil sweets hê. Nou, hy is nie meer 'n kind nie, maar ek wil sweets hê. Ander sê ek eet nie sweets nie. Ja, agterdiens daar oom, ek gee vir hom 'n sweet, hy sê nie, hy vat nie sweets nie, want hy sê diabetes. So ek weet dit, hy mag nie. Maar weet julle, nie een van julle is geestelik diabetes nie. Jy moet sweets eet. En die woord van die Here is lekker. Smaak dat die woord van goed is. Met ander woorde, ek gee vir jou sweet, en nou is die ding, ek oortuig jou, ek sê, vat die woord, hierdie skrif sê, as jy vergewe, gaan jy gesond word, in jou siel en jou liggaam, gaan jy gesond word. Nee, ek hou nie daarvan nie. Okay, die Here sê, gee, vir jou sal gegee word, goeie maar, nee, julle praat net oor geld, ek gee nie. Dan doen jy nie God se woord nie. Of die Here sê, jy moet vir jou vrou lief wees. Jong, hierdie vrouens, ek het so 3, 4 vrouens vir wie ek lief is. Sien wat die Bybel sê nie. Jy doen goed wat nie die wil van die Here is nie. Nou traai ek jou oortuig, maar jy het dit nie. Jy wil nie. Nou, raai wat, jy kan dan, ons almal hou van sweets, maar die ou hou dalk meer van chocolates, en die ander hou van 'n stygstokkie, en die ander hou van dit. Raai wat, die woord van die Here is so vol, jy kan selfs van Levitikus lees. Hou, en sê, ja, pastoor, die enigste boek wat ek geniet is Levitikus. Nou, as jy nie die Bybel ken nie, sal jy nou nie lag nie, maar Levitikus is net klomp wette en name en staf en goed, dis al wat dit is. Levitikus is 'n moeilike boek. Of jy kom en sê, ek hou van Job, ek wil Job lees. Lees Job, maar raai wat gaan gebeur? Die Here gaan jou na ander plekke toe vat. Die Here gaan jou laat kom en sê, kom ek gee vir jou 'n ander skrif. En gee jou 'n ander skrif, want dit, wat wil God doen? Hy wil jou lewe verander. Nou Landrey, kom hierso, jy is, like ons van sweets, kom hierso. Nee, jy weet hoe werk sweets. Maak toe jou oë en maak oop jou mond. Nou dwing ek dit in hom uit. Gaan dit werk as ek kom dwing? Kom ons vat 'n paar sweets hier, so kom papie. Moet die papier. Werk dit? Nee, maar ek sê Landrey, traai hierdie ene. Traai daai ene. Dan sê jy vir hulle of dit lekker is. Traai. Dit werk, nee. Maar dankie, vat vir jou girl ook een. Ja, nee. Dis die regte houding. Prys die Here, hy preek saam met my. Dis wat die Here moet sê. Maar kom ek traai hierdie skrif ook. Kom Petrus, wil jy ook 'n sweet traai? Daar's daai en dis 'n visser en daar's 'n ander ene, yes. Maar weet wat, ek het vissers, julle almal ken vissers. Hier's 'n nuwe sweet. Wie die laaste ene? Nou sê. Yes. Okay, julle moet vinniger ek. Jy weet, maar luister. Wat is die grootste frustrasie? Wanneer luister mense nie? Wanneer luister mense nie? Wanneer hulle hardkoppig is? Hoekom luister jou kind nie? Sê vir my, hoekom luister jou kind nie? Want hy's hardkoppig. Hoekom luister jou man nie? Hy's hardkoppig. En hy wat sê, hulle pastoor, hoe ouer hy word, hardkoppig geraak hy. Ek wens hy's nie so hardkoppig nie. Is dit nie so nie? Die Bybel sê, Jesus sê, julle verhoudings werk nie omdat julle hardkoppig is. Hardkoppig beteken, ek sal nie luister nie. Hardkoppig, ek gaan doen wat ek wil. Nou wil ek jou aanmoedig, kom probeer die woord van die Here. Ek kan jou veroordeel. Ek wil jou sê, die Bybel sê. Weet jy wat, in ons huis mag ek nie die Bybel gebruik. Ek mag nie vir my vrou sê, die Bybel sê nie. Want dan sê sy, moenie kom pastoor hier by my nie, jy weet, ek moet nie weet. So ek sê vir ergens het ek ietsie gelees, en daar's geskryf en ietsie, jy weet, maar moenie dit kom nie. Dit help nie, ek dwing jou nie. Kom ek vat jou 'n goeie voorbeeld in die geskiedenis. Galileo, nee, daar's 'n boek oor hom geskryf.
In die 17de eeu maak hulle die eerste teleskoop, die Hollanders. En hy vat die teleskoop, hulle sê hy het hom half gesteel en hy gaan maak die teleskoop perfek reg en hy begin na die sterre te kyk. Nou tot in die 7de eeu het hulle geglo dat alles om die aarde draai. Aarde is die senter. Want dis wat hulle uit die Bybel uit gelees het. Hy staan op fondasies. Nou as jy dink die aarde is flat, ek sal vir jou bid, maar hulle het gesê alles draai om die aarde. Dalk is die aarde plat, ek is nie 100% seker nie, want ek was nog nooit in die ruimte nie. Maar hulle het gesê alles draai om die aarde. Toe kom hy Galileo en hy kyk na Jupiter en hy sien, maar Jupiter het maane wat om hom draai. En al wat hy sê is, hy sê ouens, alles draai nie om die aarde nie, maar daar's maane wat om Jupiter draai. So ek verstaan nie hoe werk die sonnestelsel nie. Hy het al vermoed dat die son die middel van alles is. Hulle het nie geweet dat ons eintlik so klein galaxy is in die res van die wêreld, die res van die ruimte nie. Hulle het nie besef nie geweet nie. Maar die Rooms-Katolieke Kerk het hom tot dood veroordeel en wou hom doodmaak. Toe stuur hy 'n brief vir die koningin en sê red my asseblief van Holland. En sy sê okay, goed, hulle mag jou nie doodmaak nie, maar hulle het 'n verhoor. Hulle kom voor die Pope. Die Pope luister na hom, die Pope sê jy's 'n ketter, jy moet doodgemaak word en op die ou end toe sê hy in huisarrest, hy het blind geword en in sy huis is hy dood. Hy was omtrent 25 jaar op huisarrest, mag nie uit sy huis beweeg nie. So hy's eintlik 'n gevangene. Hy sê vir die Pope, hier's die teleskoop, kyk net deur die teleskoop. Die Pope sê, ek kyk nie, stel nie belang nie, dis 'n duiwelse ding. As hulle net deur die teleskoop gekyk het. Nou interessant, die Rooms-Katolieke Kerk het hier in 1990 daar rond Galileo as nie meer as 'n ketter veroordeel nie en dit teruggetrek. Kan jy net dink? Maar nou kom ek baie keer en ek sê vir jou, doen net God se woord. Nee, dis nie vir my nie. Ja, ek weet, maar jy verstaan nie my omstandighede nie. Sê kom luister net na die Here. Kom doen dit wat die Here vir jou sê. Kom smaak en kom proe dit wat die Here sê. Die probleem is, jy doen dit nie want jy's hardkoppig. Maar as jy dink, as God met jou praat, dan verander jou lewe. Nou smaak, jou smaak is eintlik geweldig belangrik. Het jy al iets geëet en dan kom jy agter en hierdie ding is vrot. Jy dit al geëet. Weet wat doen smaak? Dit beskerm jou dadelik. Dit laat jy dit uitspoeg en want jy gaan siek voel. Nou my pa toe hy jong man was, toe eet hy pap en hy raak siek van pap. Hy het omtrent sy hele lewe nie mieliepap geëet nie. Eers toe hy oud is, toe begin hy weer mieliepap eet. Het jy al iets geëet? Homie sê Ghost Pops geëet. Hy het siek geword. En die res van sy lewe eet hy nie. Hy begin nou weer Ghost Pops, maar hy trek klaar sy gesig. So eintlik jou smaak beskerm jou. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, daar's nie een skrif in die Bybel wat vrot is nie. Amen. Dankie vir daai amen. Daar's nie een skrif wat sleg is nie. Want God se woord is gees en lewe. Nou, kom ek vat 'n voorbeeld. Maak jou Bybel geoop, nee? Kom ek leer jou nou iets van God se woord wat goed is. Hoor wat sê Spreuke. Spreuke is vandag 22ste, nee? Die Spreuke het 31 hoofstukke. So gewoonlik in 'n maand is daar 30, so jy kan elke dag 'n hoofstuk lees. So maar hoor wat sê Spreuke 22, net vir interessantheid. Hoor wat sê vers 9. 'n vrygewige man wat van sy kos vir armes gee, sal geseënd word. So as jy nou sê, Here seën my asseblief, dan sê die Here gee 'n bietjie jou kos weg. Dan seën ek jou. Is dit nie goed nie? Dan sê maar jy vat hierdie skrif en jy probeer dit. Dan sê Here, ek wil kos weggee. Ek hoor laas jaar iemand in Pietersburg, die Here sê vir hom begin vir armes kos gee. Hy sê Here, ek het nie eers self baie keer kos nie, maar hy werk met boere. Hy begin met R50. En aan die einde van Desember, hulle sê iets soos 12 ton kos weggegee. Wat hy net vir mense begin gee het en God het hom geseën. En die seën van die Here oor hom, hy begin net meer seën. Hoor wat sê vers 10. Jaag die spotter weg en saam met hom sal risie pad gee, die stry en belediging sal tot 'n einde kom. Wie van julle se kinders het mekaar al gespot? En dan raak hulle kwaad en wil hulle vuislaan. Het dit al gebeur? So hierdie is ons wysheid. Jaag die spotter weg, dan gaan die risie en alles wegkom. Niemand van ons hou daarvan om mee gespot te word nie. So dis die wysheid. As jy dit eet, dan is dit lekker. Nou, net sê vanmôre hierdie liedjie gesing in die eerste diens ook, Onse Vader. Hy het nie geweet wat preek ek nie. Wat sê die Onse Vader? Here, gee ons daagliks
ons brood, julle ken dit. So, dis seker fisies ook dat jy nie honger ly nie, maar daagliks brood. Jy eet nie net op 'n Sondag kos nie, jy moet elke dag brood eet. Jy moet elke dag, en raai wat in vandag se lewe, jy het op jou telefoon, kan jy 'n skrif kry, op 'n telefoon is daar, YouVersion, het 60 vertalings wat jy kan lees. Jy het 'n Bybel, en kan ek jou vra, as jy Bybels daar by die huis het, wat jy nie lees nie, bring hulle kerk toe, ek het plek om hulle weg te gee. Ons het mense wat nie Bybels het nie. Maar jy kan Bybel op jou selfoon, waar jy ook al is, kan jou Bybel en jy kan lees. So God se woord is goed vir jou. Nou daar's 2 maniere hoe God met jou praat. 2 maniere. Skryf dit neer as jy kan. Neem 'n foto. Logos en rema. Logos is die Griekse woord wat beteken geskrewe woord. Dis die Bybel. Rema, met ander woorde, jy kan die Bybel oopmaak, 'n skrif lees en die Here kan met jou praat. Nou moenie so maak nie, moenie dit doen nie. Ja. Hy moet nou oopval dan. Ja, nou praat die Here en my moenie dit doen nie. Dan gaan jy in die moeilikheid kom. Maar begin sistematies lees die woord van die Here, bestudeer die woord van die Here. Lees Spreuke, lees Markus, lees die evangelies, dit wat Jesus gesê het. Lees Efesiërs, Hebreërs, Galilea, lees hierdie goeders, Galasiërs, lees dit, dat dit deel van jou lewe kan wees. Dis logos, maar die ander een is rema, rema woord, God wat net hier binne in jou praat. Dis die woord van die Here. Jy kry net 'n gevoel, daar's amper nie eens 'n skrif nie. Ek het al vir die Here gesê, Here, nou moet jy vir my 'n skrif gee. Dan sê die Here, wat het ek vir jou gesê? Ek moet doen dit wat die Here sê. Wie van julle het al ervaar, ek moet iemand bel? Het jy dit al ervaar? En dan bel jy daai persoon en sien dit in die kop. Of ek moet gaan kyk of waar hy toe is, of ek moet hier gaan kyk. Het julle dit al beleef? Ek het al, waar's my kind? Ek soek my kind, ek wil hom nou sien. Dan is hulle daar by 'n sokkie en kom ek dan, is net sy alleen daar. Jy weet, dan besef ek, dis die Here wat met my praat, daai rema woord. Maar ek het dit die prentjie so gemaak, want die logos en rema is eintlik in mekaar verweef. Jy hoor nie God se woord hier binne nie, want jy te min van God se logos. Kan ek jou sê, die grootste probleem met Christendom vandag, jy het te min van God se woord in jou. As jy meer van God se woord in jou kry, gaan jy meer geloof hê, jy gaan gesonder wees, die gees van die Here gaan deur jou werk. Nou wil ek jou nie veroordeel nie, maar die vraag is, wanneer laas het jy regtig gelees? Wanneer laas het jy gelees en sê, Here, praat met my, ek hoor wat die Here sê, dis vir my belangrik. So logos en rema is in mekaar in verbind, want dis hoe God praat. Hoe meer jy hoor, hoe meer beleef jy dit wat die Here sê. En kan ek jou sê, daai praat is, God sê dalk gaan vra vergifnis. Gaan sê ek is jammer. Kom ons maak die saak reg. Die Here sê, moenie hierdie ding koop nie. Dalk het jy al beleef, ek moenie nou hier wees nie. Ek moenie by hierdie disko wees nie. Ek moet op 'n ander plek wees. En ek het al vir julle gesê, die stem na wie jy luister bepaal jou toekoms. Vir jou kind, die beste ding wat jou kind kan leer is, leer hom om die stem van die Here te ken. Maar jy leer hom nie eers die Bybel nie. Hoe gaan hy hoor wanneer God met hom praat hier binne? Dan moet die Here met praat. Nou dink aan, kom ek vra hierdie vraag. Wanneer laas het jy en jou vrou oor 'n Bybelteks gepraat? Ek en my vrou praat baie oor Bybeltekste. Sê, ek hoor hierdie, kyk hierdie skrif, kyk daai skrif en ons praat daaroor. Ek wil jou hier aanmoedig om te praat. Nou, my mening, nog altyd, God praat altyd. Ek dink die Here kan stil raak. Ek kan verkeerd wees, maar ek dink die Here kan stil raak in jou lewe. En ek het, as ek die waarheid praat, mooi dink het die Here al stil geraak in my lewe. En God kan stil raak in jou lewe. Nou ek kan verkeerd wees, maar kom ek wys jou 'n voorbeeld. Vat jou Bybel, blaai dan na Markus 6 toe. Ek wil vir jou 'n voorbeeld wys van waar God stil geraak het in iemand se lewe. Nou hierdie gedeelte is die gedeelte wat praat oor Johannes die Doper. Markus 6 vers 14. En Herodes Antipas, dis nie Herodes met Jesus geboorte nie, dis sy seun hierdie. Dis 'n ander Herodes. En Herodes Antipas, die koning, het ook van Jesus gehoor. So hy het van die Here gehoor, hy het van die woord van die Here gehoor, hy het gehoor wat Jesus doen, gepraat. En kan ek sê in Suid-Afrika, ek dink nie daar's iemand wat nog nie van Jesus gehoor het nie. Jy het ook al van die Here gehoor, ook van sy woord gehoor. So ons is soos Herodes. Want almal het van hom gepraat. En party het gesê, hy moet Johannes die Doper wees wat uit die dood uit opgestaan het. Dit verklaar waarom hy sulke wonderwerke kan doen.
Ander het weer gesê dat hy Elias of nog ander het dat hy 'n profeet is en soos een van die groot profete in die verlede optree. Ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling. Toe Herodes egter daarvan hoor, het hy verklaar: Johannes, die enigste man wat ek kon hoof het uit die dood uit teruggekom. So hy het gesê dis Johannes. Hoor vers 17. Herodes het voorheen as 'n guns vir Herodias, dit is sy vrou, soldate gestuur om Johannes te laat arresteer en die tronk te gooi. Sy was na regte die vrou van sy broer Filippus, maar Herodes het haar as vrou gevat. Johannes het herhaaldelik, ek weet nie wat sê jou vertaling daar nie, herhaaldelik vir Herodes gesê, dis onwettig van u om die broer se vrou te vat. Jy doen sonde, jy doen 'n verkeerde ding. So luister nou mooi. Herodes en Johannes het 'n verhouding gehad. Hulle het mekaar geken. Herhaaldelik met hom gepraat. Hy het in verhouding met hom gestaan. So dis nie iemand wat op 'n verhoog gestaan het en geskreeu, ja, die koning doen sonde nie. Hy het met Herodes self gepraat. Om hierdie rede het Herodias 'n wrok teen Johannes gekoester en sou wil die wegry. Maar sonder Herodes se toestemming was sy magteloos. Herodes het baie ontzag vir Johannes gehad. Luister mooi. Hy het ontzag gehad. Die wêreld, baie mense, hulle het ontzag vir die woord van die Here, maar hulle ken nie God se woord nie. Hulle het ontzag. Want hy het besef dat hy 'n goeie en 'n heilige man is. Hy het hom beskerm en graag na hom geluister. Al het Johannes se woorde hom dikwels ongemaklik laat voel. So wow, so hy het geluister vir Johannes, graag na hom gepraat. Johannes het hom gesê, jy's besig met sonde, herhaaldelik. Hy het ongemaklik gevoel. Die vertaling sê, hy kon nie slaap nie. Baie keer kon hy nie slaap nie. Dis gevolg van die sonde. En dan lees jy dat die vrou kry toe 'n geleentheid, haar dogter dans, en die koning sê, ek beloof, ek sweer, enigiets wat jy vra, dans net vir my. En sy gaan na haar ma toe, en ma sê nee, Johannes se kop, en dan lees ons dat Herodes nie gelukkig is nie. Maar hy het nou 'n eet afgelê en hulle gaan kap toe Johannes se kop af, en dan is dit die einde van die storie. Hoor wat gebeur nou verder. So jy moet nou verstaan, voordat ek verder lees, jy moet verstaan, dat Herodes het Johannes geken. Johannes het die woord van God verkondig, hy het Jesus verkondig. Hy het verkondig, bekeer jou, want die koninkryk van God is naby. Herodes het dit gehoor. Johannes het hom gesê, jy's besig met sonde. Hy het gepraat en daar was Herodes baie keer ongemaklik, maar hy het nie geluister nie. En toe gebeur in Lukas 23. Jesus word gevange geneem. En hy vat hom van die een na die ander toe en hy beland by Herodes. En Herodes was baie opgewonde om Jesus te sien. Hy het al vir 'n lang tyd die begeerte gehad om Jesus te sien, omdat hy al soveel van hom gehoor het. Hy het ook gehoop om te sien hoe Jesus die een of ander wonder teken verrig. Hy het Jesus vraag op vraag gevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. Nou dink jy, God sal gelukkig wees dat jy, die man wat Jesus sê, die grootste is van alle mense onder die aarde wat gebore is, Johannes die Doper, sy kop afkap, dat God gelukkig daarmee gaan wees? Dink jy God is gelukkig as jy bly praat en jy luister nie vir die Here nie? En wees nou eerlik, pa, ma, jy praat met jou kind, en dan kom jy op 'n dag en sê, maak jy goed dink. Is dit nie so nie? Dan staan jy terug, sê, beleef dit. En dan kom die kind terug en 'n hartseer en moeilikheid beleef, dan sê, maar ek het jou gewaarsku. Dan wil jy die kind nou nie veroordeel nie, maar jy het gewaarsku, sê, moet dit nie doen nie. Maar dan kom 'n dag wat hy stil raak. Kan ek vir jou sê, dit sal vreeslik wees as God stil raak in jou lewe. Mense sê baie keer vir my, pastoor, ek vra die Here oor en oor en hy antwoord niks. Dan is jy soos Herodes dalk. Dat God praat met jou en jy luister nie. Want jy's hardkoppig en jy's vol van jouself en die stem na wie jy luister, man, ek luister vir myself en ek gaan doen wat ek wil en niemand sê vir my wat om te doen nie, dan is jy soos 'n stout kind wat nie luister vir die Here nie. En dan raak God stil. In my eie lewe, ek ry so 'n jaar of 2 terug, hoor, I will be the difference. Nou planne en ons kom net nie op 'n plan nie. Ek ry Pretoria toe, ek praat met die Here.
in alle respek, amper behalf beklei met die Here. Here, antwoord my nou. Die Here sê, maar wat het ek vir jou gesê om te doen? Ek het nog nie vir jou gesê om iets anders te doen nie. Doen wat ek vir jou sê, loop en tel papiere op. Dis wat ek vir jou sê om te doen. En die groot ding is, ons wil antwoorde hê wat ons pas. Maar ek moet doen dit wat God sê. En as ek net kan besef, maar dis gees en lewe, wat die Here ook al vir my sê, dit werk in my lewe. Kan ek vir jou nog 'n skrif wys, wat touch and go is? Dis 'n moeilike skrif, hoor hierdie skrif. Spreuke 30, daar is 3, nee, eintlik 4 dinge, wat die lewe op aarde ondraaglik maak. 'n Slaaf wat koning geword het. Nou net 'n oomblik daar, my mening, dis wat Suid-Afrika beleef het. Dis wat ons beleef. Ouens wat in die tronk was, wat skielik nou koning is. Dit gaan net oor hulle geld, hulle mag, hulle goed, hulle gee nie vir die mense om nie, hulle steel, dis al wat hulle doen. Die slaaf het koning geword. Dink oomblik, as jy nou op 'n plaas het en die volgende oomblik die werker, hy word jou baas. Dink jy dit kan werk? Dis 'n gemors. Dan sê hy, 'n dwaas wat hom vol geëet het, want hy gedra hom soos 'n sot. 'n Vrou wat nie 'n man kon kry nie en toe tog getrou het. Ek ken nie so iemand nie. En my tannie was 'n ou jong nooi, sy was 'n vreeslike vrou. Maar jy weet, ek beloof jou. En sy het gelukkig nooit getrou nie, daai arme man. Maar en dan sê hy hierso, en 'n bediende wat by haar eienares oorgeneem het. Want nou sê hy die vrou in die huis. Dink 'n oomblik daar. Dan sê hy, dis ondraaglik. Terwyl ek die skrif lees, sê die Here vir my, hoe vreeslik is dit wanneer jou verslawing koning in jou lewe word. Jou verslawing. Ons kyk na die land en sê, ja nee, kyk, maar kom ons kyk na jouself. Vat byvoorbeeld, sê maar jy's verslaaf en jy's 'n alkoholist. En jou drank het koning in jou lewe geword. Dis ondraaglik vir mense wat om jou leef. Is dit nie so nie? Sê maar jy's 'n dwelmverslaafde. Nou gebruik jy dwelms. Daai verslawing word koning in jou lewe. Dis ondraaglik in jou lewe. Stem jy saam? In jou lewe en almal se lewe. Sê maar pa, ma, nou besluit pa, nee, ek vat 'n ander vrou. Dis ondraaglik, want jou verslawing, dis Herodes, se welis het gepraat. God het nie gepraat nie, hy het God se woord gehoor, hy het in verhouding gestaan, die Here het die hele tyd met hom gepraat. Maar hy het eerder na sy eie ek geluister. Nou sê ek weer, die stem na wie jy luister, bepaal jou toekoms. Na wie luister jy? Luister ek na myself? Luister ek na die media? Luister ek na vriende? Luister ek na hierdie ene en daai ene? Of luister ek dit wat God sê? En jy moet baie versigtig wees. Jou vriende weet wat om te sê om jou gerus te stel. Hulle sê goed wat mooi klink, en dan is dit nie in die Bybel. Weet, baie keer kom hulle en sê, hoorie, die Bybel sê, moenie vir ou 'n vis gee nie, leer om vis te vang. Kan ek vir jou sê, dit staan nie in die Bybel nie. Weet wat sê die Bybel? As jy jou kos deel met armes, sal jy geseënd wees. Dis wat die Bybel sê. En ons hou nie daarvan nie, maar ons moet doen dit wat God se woord sê. Nou, en ek het dit nie beplan nie. In die eerste diens, toe gee die Here my net 'n skrif. Blaai gou daar na Josua. Vat jou Bybel, Josua 1. Hoor wat sê Josua 1. En hiermee wil ek afsluit. Josua 1, vers 8. Nou praat die Here met Josua. Hy sê, wees dapper, jy moet sterk wees, moenie bang wees nie. Dan sê vers 8. En nou onthou, hy het net die wet gehad. Hy het nie die hele Bybel gehad nie. Hy sê, hou hierdie wetboek altyd by jou. Hou die woord van God altyd by jou. Dink dag en nag daaroor. Die ou vertaling sê, mediteer. Mediteer is to murmur, to praat, om God se woord te praat hier in jou mond, die heeltyd. God se woord in jou mond te hê. Hy sê, praat dit, dink dag en nag daaroor, dink dag en nag daaroor na, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. Is dit nie wat die Here sê nie? Gees en lewe kom in jou, en as jy die woord het, dan kom in die gees en hy gee vir jou ewige lewe. Jesus sê, ek is die brood van die lewe, eet hierdie en jy gaan lewe. Hy sê vir Josua 1 vers 8, hy sê, bedink dit dag en nag, jy sal sukses behaal en jy sal voorspoedig wees. Weet wat vir my mooi is? Die beginsels, van die begin tot die einde is die beginsels almal dieselfde. Die enigste verskil is, ons lees so stuk van die beginsels van die Here. Dit word nie in een slag geopenbaar nie, so met rukke geopenbaar. Maar as jy God se woord doen, gaan jy sukses hê.
Nou ek weet nie van jou nie, maar weet wat is baie lekker in die lewe? Is sukses. Is dit nie lekker nie? Voorspoed is baie lekker in die lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie arm wees nie. Dit is baie lekker. Maar hy sê, as jy die woord doen, sal jy sukses behaal. Nou dink jy, Here, help my met hierdie werk, maar ek kan nie hierdie een vergewe nie. Here, maar hierdie een het niks met my werk te doen nie. Hierdie vergifnis het met eintlik alles te doen, want jy doen nie wat die Here sê. Dis wat belangrik is. Jy moet doen wat God se woord sê. Nou ons, ek weet nie wie vanmôre in die kerk moet sê, ek werk die woord, dan sê ek, Here, dit klink vir my so kwaai, maar ek dink iemand sit vanmôre hier, wat die Here sê, luister nou vir my. Dis dalk vanmôre jou laaste waarskuwing. Luister nou na die Here, en doen wat God sê. Kan jy vir my sê, as ek vir jou vra, Jesus, hoekom doen jy hierdie ding? Nee, die Here sê so. Wie wat sy hart sê, ons maak so. Hoorie, ek koop hierdie ding, maar jy sê net nie vir jou ma nie. Ken julle daai storie? Ma koop goed en sê net nie vir pa nie. Jy leer jou kind om te lieg. Dis wat jy doen. Maar kan jou kind vir jou vra, pa, hoekom doen jy hierdie ding? Nee, want die Here het so gesê. Ma, hoekom doen jy dit? Nee, want die Here het so gesê. En dis hoe ons kinders leer het om die stem van die Here te ken. Ek lag so eendag toe sê hy my, die Here het nou een keer met pa gepraat, een keer met ma gepraat. Sê ek, die Here gaan nog baie met ons praat. Maar jy moet doen wat die Here sê. Nou vra ek, wat moet jy doen? Sê maar hoe Herodes voor Jesus gestaan. Want Johannes het oor Jesus getuig as die Messias. En hy het op sy knieë gegaan en sê, Jesus, wees my genadig. Dink julle 'n oomblik daarin. Maar ek sê koning, wat gaan mense sê? Die Bybel sê daarna, hulle het Jesus gespot, en 'n bespotting van ma, en begin gesel, en hy en Pilatus het vriende geword. Want dis wat Herodes wou hê. Hy wou hê dat hulle vriende moet wees. Want dit gaan oor gesag, dit gaan oor mag, ek is koning. Later het Herodes uitgebars, wurms het hom opgeëet, omdat hy nie erken het, dat God God is nie. En nou moet jy weet hoe vreeslik dit is, as God voor jou staan, en jy is bespot God. Jy maak bespotting van die Here. Nou kan ek dit eerlik sê, ek dink baie ouens bly weg van die kerk af, want hulle is soos Herodes, hulle is ongemaklik met wat God sê. Hulle is ongemaklik hoe die Here praat. Ek wil jou nie veroordeel nie, ek wil jou aanmoedig te doen wat die Here sê. So as jy God wil hê moet praat, dan sê Here, vergewe my. Vergewe my. Ek het al vir die Here gesê, Here, herinner my net weer. Herinner my net weer. Kan ek vir die gemeente, ek het dalk al vir julle vertel. So 2 maande terug het die Here vir my 'n ding gesê om te doen, persoonlike ding, wat vir my baie moeilik was. Vir jou sal dit dalk nie moeilik wees nie, vir my was dit baie moeilik. Ek moet vrede met iemand gaan maak. Dit het my 2 weke gevat om dit te doen. Maar ek het geweet die Here praat met my. Nou in die 10 dienste het iemand gepreek en gesê, as jy nie binne 48 uur doen wat die Here sê nie, gaan jy dit nie doen nie. Ek dink hy is so half reg, maar die Here het my bly praat. Ouens, die oomblik toe ek doen wat die Here sê, daai volgende oomblik is daar verskil in die gemeente. Volgende oomblik beleef ons voorspoed. Volgende oomblik beleef ek God se guns en goedheid oor my. Daar het ek dit beleef. En dan sê ek eintlik, Here, ek moes dit lankal gaan regmaak het. Lankal. Maar toe die Here met my praat, toe gebeur daar iets. Nou jy kan net die Bybel kyk en sê, ja, ek verstaan niks wat hier aangaan nie. Begin Spreuke lees, dis so regtig, enige ou kan dit verstaan. Stem jy saam? Gee jou kos weg en jy sal geseënd wees. Dis maklik. As moeiliker boeke, Hebreërs is 'n moeilike boek, Efesiërs, moeilike boek. Markus is maklik. Markus praat oor dat jy geloof in God moet hê. En jy sal sukses hê. Ek bedoel, dink, vat 'n skrif, vir ons vat, ek het 2 Korintiërs 8 vers 9 is baie in my kop. Julle ken dan die genade van die Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy arm geword, so deur sy armoede julle ryk kan word. Bedink dit dag en nag. Sê, Here, armoede is 'n vloek, ek weerstaan dit in die naam van Jesus. Here, gee vir my wysheid, waar moet ons gaan, wat moet ons doen, hoe moet ons werk? Here, vir wie moet ek kos gee, waar moet ons wat doen? Bly met die Here praat, dit is in my gedagtes. Nou vra ek vir hoeveel skrif is in jou kop? Hoeveel skrif is in jou kop? Die probleem is, ons het te min woord in ons. Ons moet meer woord in ons kry. En sê, dis wat die woord van die Here sê. En dan gaan jy weet wat die waarheid is. Nou die dag, het julle gesien daai vliegtuig wat geval het in Indië. Baie sleg. Ek sien net op die nuus. Ek sê vir my vrou, ek weet nie of dit die waarheid is nie. Want daar is soveel fake news vandag. Ek weet nie of dit die waarheid is nie.
Na 2 dae sê sy vir my, nee, dit het regtig gebeur. Want dit is nou op sê nie. Hoe weet jy dit wat jy hoor is die waarheid? As jy nie God se woord ken nie, hoe gaan jy weet wat die waarheid is? Hoe gaan jy hoor, dis wat God sê, ek moet doen? Nou wil ek jou vra, wil jy nie vanmôre dalk sê, Here, jammer, dat ek nie luister nie. Net daarby is, wil nie oomblik jou oë sluit. Kom sluit jou oë, ek gaan jou vra om jou hand eers op te steek of niks nie, God ken die diepte van jou hart. As jy nou opregtheid sê, Here, ek is jammer, en ek glo absoluut, die Here wil met iemand praat. Daar waar jy is, kan jy nou sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. Jy praat met my, ek weet wat die regte ding is om te doen, ek weet wat God sê, en nou is ek te bang. Nou het jy verskonings. En ek beleef, die Here sê, ek het stil geword in jou lewe. Ek gaan nou stil bly. Jy gaan nie God se stem hoor nie. En vreeslik is dit die dag as God stil bly. Doen eerder wat die Here sê. Here, ek bid vanmôre vir ons as gemeente. Vader, ek kom, Jesus, ek wil, as ons kan kniel in die gees en voor die kniel en sê, ons is jammer. Jammer dat ons nie luister nie. Weet wat ervaar ek? Hoe gemaak jy die ding met jou pa en ma reg om te sê ek is jammer? Dis hoe jy dit gaan regmaak. God het vir ons iets wonderliks gegee en dis om jou sonde te bely. As jy na God toe gaan en sê ek is jammer, ek is verkeerd, vergewe my. Hy vergewe ons. Hy vergewe ons. Here, ek bid môre dat ons sal doen wat die Here sê. Here, dit wat hy vir ons sê, kan ons doen. En Here, baie keer daag jy ons, baie keer druk jy ons, baie keer dwing jy ons om te doen wat die Here sê. Dankie dat hy ons lief het. Here, want hy weet, dit wat hy doen is reg. Weet, terwyl ek nou bid, die Here sê, ek dwing jou niks. Ek vra jou, volg my. Dit is 'n groot verskil. Ek dwing niks. Die Here sê, volg my. As jy dwing, dan wil jy dit nie doen nie, maar as jy God volg, dan doen jy dit met ywer. En dalk moet jy vanmôre sê, Here, ek sal U volg. Daar's baie mense wat van God weet, maar hulle volg nie die Here nie. Jy nie vanmôre besluit maak en sê, Here, ek wil U volg. As jy dit sê, wil jy nie oomblik jou hand opsteek. Sê, Here, ek wil U woord volg. Here, as U met my praat, wil ek doen wat U sê. Ek as kind van die Here, ek steek altyd my hande op. Sê, Here, ek wil U volg. Kom neem 'n besluit voor die Here. Sê, Here, ek wil doen wat U sê. Here, help my om te doen. As jy vanmôre sê, Here, help my. Wil jy nie jou hand opsteek en sê, Here, help my asseblief. Here, help my, Heilige Gees, kom werk met krag binne in my om te doen wat U sê. Here, help my hier binne in my. Dankie dat U my help. Here, dankie dat U ons nie veroordeel nie, U baklei nie met ons nie. U moedig ons aan vanmôre. U moedig ons aan. Dankie, Here, dat U ons liefhet. Dankie, Here, dat U vir ons omgee. Here, dankie dat ons nie net van brood en sweets eet nie, leef nie. Ons leef van die woord van die Here. En ek bid vir hierdie gemeente, dat ons 'n gemeente is wat altyd sal doen wat die Here sê. Dankie dat U ons liefhet, en dankie dat U vir ons omgee. In U naam, amen. Amen. Dankie dat jy kerk toe kom. Die kerk, sê ek altyd, is God se bruid. Ek kan nie vir jou sê, hoor hierso, ek wil daar by jou kom braai, maar asseblief jou vrou moet nie daar wees nie, ek hou nie van jou vrou nie. Dit werk so nie. Dis dieselfde, baie mense, ek is lief vir die Here, maar ek hou nie van die kerkie. Ja, jy jok, jy kan nie met die Here vriende wees nie. Daar's 40,000 kerke. As jy nou 'n klein kerk wil hê, dan kom jy hiernatoe, maar daar's baie ander kerke. Maar dankie dat jy kerk toe kom. Dankie dat jy doen wat die Here sê. Dankie dat jy luister. Moenie uitstap en sê, "Wow, great preek," maar jy doen dit nie. Vat Spreuke 22, gaan lees bietjie met jou kinders. En ek het dit nie gelees nie, ek het vanmôre sommer hier gesit, kyk wat doen Spreuke 22. Ons moet dit nou by die huis gaan lees. Kom ons lees die hele hoofstuk. Gaan lees dit met jou kinders, asseblief. En pa, ma, help mekaar, sê vir mekaar, help mekaar. Sê, dis wat die Bybel sê, dis wat God se woord sê. Ons het skrifte in ons huis wat daar opplak, wat ons sien die hele dag voor ons. Ons plak dit op, God se woord in ons lewe is. Amen. So dankie vir die gemeente, dankie dat jy gee. Ons kon vir 'n sendeling saai, vir 'n sendeling gee. Ons kan die 10 dienste gehou het. Ons kan mense help met kospakkie. Ons kan vir pastore saai. Jy kan nie glo dat pastore kan nie aanvaar dat iemand vir hulle kan gee nie. En sê dankie. Dankie vir die gemeente. Julle almal het deel, seën daarin. En ek wil sê dankie vir dit wat jy doen vir die werk van die Here.